rustig gewees vanmôre. Dit was onrustig nog nie. Maar nietemin, hy sal seker binne dag. Goeiemôre geliefde broers en susters en baie hartlik welkom in ons erediens vanmôre. Ons het heelwat besoekers vandag hier by ons en baie welkom aan elkeen van u. Dit is 'n wonderlike voorreg om dan vandag ook tydens hierdie spesiale erediens wanneer ons die sakrament van die doopbediening hier te hê, sodat ons as 'n geloofsgemeenskap dan ook saam kan stil word voor die Here, bewus kan word van God se grootheid en daarmee saam dat ook die Here te mag prys. Ek dink ons gaan net so vir 'n oombliekie in stilte sit en dan wag ons net vir ons koorlus omdat ons oor die Here staan. Ek het almal verwelkom vanmôre, maar baie welkom aan jou nou. Hier sit 300 mense wat baie verlig is dat jy vanmôre hier is. Anders moet hulle luister die sin uit. So baie welkom nou. Met die broers en susters, gewoonlik het 'n doopdiens, is dit nie ons gebruik om liedere te oefen nie, maar die 23ste November is dit ons Kersangdiens. Ons tyd hardloop eintlik uit 'n bietjie liedere te oefen. En daarom gaan ons vandag in elk geval 2 nuwe liedere oefen wat ons dan tydens die Kersangdiens ook gaan gebruik. En ons gaan vandag van Vonk 532 net vers 1 en vers 2 saam sing. Nou as jy kan rustig wees, nou ons raak vir jou van die twee. Nou as jy nou reg is, dan kan jy vir ons net keer weer speel en dan sing ons die eerste en die 4de vers.
is 'n redelike maklike lied en ons behoort om redelik baas te raak wanneer ons gaan sing tydens die Kersdiens. Ons volgende lied wat ons sal oefen is vonk nommer 4. Ons gaan daar die eerste en die tweede vers saam sing. Dit is nie om dalk net weer een keer vir ons neerskryf. Dink aan ons gebede daaraan hoe groot en hoe goed die Here elke dag in ons lewens is. In ons gebede laat ons onsself voorberei. En die Here tog ook ons die poorte van ons harte sal oopmaak en ons ontvanklik sal maak sy woord.
die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Geliefde broers en susters, genade en vrede vir u, van God ons Vader, en van die Here Jesus Christus. Amen. Sondig is, en 'n sonde gebore word en daarom onder die oordeel van God staan, sodat ons nie in sy ryk kan kom nie, tensy ons weer gebore word. Ons onrein en sondige bestaan word juis aangedui deur die noodsaaklikheid van die doop met water. So word ons deur die doop vermaan om die erns van ons sonde te besef, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en verlossing buite onsself te soek. Die tweede hoofpunt is dat die heilige doop aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus betuig en beseël. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Met die doop in die naam van die Vader betuig en beseël die Vader aan ons dat hy 'n blywende genadeverbond met ons sluit en dat hy ons as sy kinders en erfgename aanneem. Daarom wil hy ons in alles versorg en alle kwaad vir ons afweer, of dit vir ons ten goeie lewe. Met die doop in die naam van die Seun, beseël die Seun aan ons, dat hy met sy bloed al ons sondes afwas, en dat hy ons saam met hom laat sterwe, sodat ons ook saam met hom kan lewe. So word ons van ons sondes bevry, en deur God as vrygespreek gereken. Met die doop in die naam van die Heilige Gees, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lede van die liggaam van Christus wil maak. Dit dien hy deur tot ons eie te maak wat ons reeds in Christus het, naamlik die afwassing van die sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik in die ewige lewe as deel van die gemeente van die uitverkorenes sonder sonde sal wees. Die derde hoofpunt is dat God ons deur die heilige doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie een en enigste God, Vader, Seun en Heilige Gees aanbid, vertrou en liefhê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons krag. Ons moet ons sondige bestaan beëindig en nie meer in diens van die sonde lewe nie, maar volkome in diens van God. As ons soms uit swakheid sondig, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly nie. Die doop is immers 'n seël, 'n betroubare waarborg dat ons 'n blywende verbond met God het. Alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, is dit nie 'n rede om hulle van die doop uit te sluit nie. Sonder dat hulle dit weet, verkeer hulle immers vanweë die sondeval van Adam onder die oordeel van God. En net so sonder dat hulle dit weet, is hulle in Christus in genade aangeneem.
Ons stel dit baie duidelik wanneer hy Abraham, die vader van al die gelowiges, en daaroor kan ons kinders sê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Daarvan getuig Petrus ook met hierdie woorde, wat God beloof het is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom besonder het. God het vroeër beveel dat die kinders besny moet word, want dit was vir die seël van die verbond en van die verlossing deur die geloof. Omdat hulle verbondskinders was, het Christus met sy arms om hulle gesit. Hulle het die hande opgeneem en hulle geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, word die kinders as erfgename van die ryk van God en sy verbond gedoop word. Die ouers is verplig om hulle kinders soos hulle opgroei hieroor breedvoerig te onderrig. Liefde broers en susters, omdat hy hierdie sakrament op eer van God, en so tot ons eie trou of troos en die opbou van die gemeente van die Here te laat dien. Laat ons onsself voor die Here verootmoedig. Laat ons met ware geloof bid, dat God in sy heerlikheid en in sy groot genade ons sal dit alles sal doen. Ons bid saam. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, dit is tydens hierdie besondere erediens dat ons vanoggend in U teenwoordigheid kon stil raak. Ons kom raak stil, Here, en erken dat U die Skepper God is. Die God is wat alles gemaak het. Die God is wat alles in stand hou. Die God is wat altyd luister na U skepping. Selfs wanneer U skepping om reën, om versorging, is dit U, Here, wat voorsien. Here, dit is U wat op die skepper is van 'n verbond met ons as sondaar mense. Dis U, Here, wat beloof het dat U vir ons 'n God sal wees. Dat U 'n God sal wees vir ons kinders en vir hulle kinders. U wat die almagtige en altyd teenwoordige God is, wat bemoeienis maak en sal met elkeen van ons. Here, dankie vir hierdie groot voorreg wat ons het, dan ook hierdie verbond opnuut weer te vier, en daarmee saam, Here, ook die voorreg het, om dit te mag uitdeel in die wêreld daar buite. En dan in die besonder, Here, vandag aan die seentjies. Ons gebed is, Here, dat dit wat U beloof met die heilige sakrament van die doop, U dan ook 'n werklikheid sal maak in elkeen van hulle se lewens. Soos wat ons, Here, wat alreeds gedoop is, elke dag, elke oomblik van elke dag, daardie verbond nie in ons lewens doen. Here, dankie vir die versorging. Dankie vir die beskerming. Dankie, Here, vir die oneindige groot liefde. Daardie liefde wat U aan ons kon bewys het deur U Seun Jesus Christus vir ons as mense te stuur. U Seun, Here, wat vir ons aan 'n kruis gesterf het. U Seun, Here, wat ook weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het om vir elkeen van ons plek gereed te maak in U hemelwoning. Dankie, Here, dat dit 'n deel is van daardie verbond. Dat ons elke dag met hoop lewe. Hoop, Here, dat hierdie lewe is nie gewoon maar net die einde of die enigste lewe. Maar dat U vir ons 'n ewige heerlike lewe reeds geskep het by U. Here, dankie dat ons nie vandag kan kom aanbid as God, die Heilige Gees. Here, U is elke dag by ons deur U Gees. U lei ons elke dag deur U Gees. Selfs, Here, daar waar ons deur moeilike tye moet gaan, donker dieptes moet betree, daar is die Gees by ons te vertroos, ons te bemoedig. Dus dankie, Here, vir daardie krag wat alle verstand te bowe gaan, die Gees, elke dag vir ons gee. Dankie ook, Here, dat ons hierdie verbond vandag opnuut weer in U kerk kom bevestig. Dankie, Here, dat U vir ons 'n kerk gee, waarbinne ons dit mag doen. Here, ons gebed is dat U ons as geloofsgemeenskap dat ons sal aanraak met U genade, U liefde en
die oneindige goedheid, sodat ons dit nie net vir onsself sal hou, ook sal gaan deel, wêreld daar buite. Lei ons, Here, op U lig, die donker en soekende wêreld, wat sien. Ons kom pleit by U, Here, om genade vir ons sonde. Dit kan ons alleenlik bid, in naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ek gaan nou vir ons hoofouers vra om na vore te kom. Ek roep hulle dat ons in alfabetiese volgorde, Michael en Michelle Heer, Andries, Desmond Victorius, Johan en Desmond Swart. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, van ons en ons kinders sy verbond seël. Daarom moet ons dit vir die doel en nie uit gewoonte of bygeloof dien nie. Sodat dit kan blyk dat U dit glo en aanvaar, moet U dit eerlik op die volgende vraag antwoord. Aanvaar U dat ons kinders van hulle eerste lewensoomblik sondig is en sonde gebore word en die ellende van die sonde en dit oordeel van keer. Lei U dat hulle nogtans deur Jesus Christus verlos is. Daarom as lidmate van sy gemeente gedoop wees. Lei ook dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat in ons belydenis saamgevat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van verlossing is. En die sonde beloof U is dit U voorneme. Moet hierdie kind van U sodra hy dit kan verstaan, hieroor na U vermoë te onderrig, ook te laat. Wat is hier op die antwoord? Michael en Michelle, Andries en Desmond, Johan en Desmond. Geliefde broers en susters, ek gaan nou vra dat ons babietjies daar vore gebring word, drie seentjies. Elkeen van hulle ontvang vandag na hulle doop 'n Bybel en lidmaatskapboeke en dan ook 'n kers. Ons noem dit die doopkers en nie as ouers kan dit gerus in 'n nabye toekoms dat ook onthou. Daardie kers is bedoel om hulle te herinner aan vandag. Hierdie gebeure vandag, dat hulle gedoop is. God se woord leer dan vir ons spesifiek in Psalm 119 vers 105, dat God se woord is die lig en die lamp op ons pad vorentoe. Soos hierdie kers 'n lig vir ons verskaf in donkerte, so verskaf God se woord, God se nabyheid in ons lewens, ook vir ons daardie lig. Die doop is natuurlik vir ons daardie besondere sakrament, ons te herinner, God se lig altyd in ons skyn. Gebruik dan ook daardie kers eendag aan hulle die doop te vertel. Broers en susters, ek gaan nou af om dan die sakrament van die heilige doop en hierdie drie dope dinge te doen. Van de Beer, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Liewe klein Ivan, jy is nou 'n gedoopte kind van die Here, wat hy oneindig liefhet. Mag God se beloftes altyd in jou lewens die deurslag gee. Mag jy altyd vashou, die lewende God wat die lewenspad saam met jou staan. Liewe gemeente, hierdie is klein Ivan de Beer. Hy is nou 'n gedoopte kind van die Here. Hy is ook een van ons wat saam met hom gedoop is. Hy deel ook in die verbond wat God met elkeen van ons gestem het. Wees lief vir hom. Ons as gemeente het ook die verantwoordelikheid om te leer wat die weer van die Here is. Michael en Michelle, wees 'n geskenk wat die Here vir julle gegee het. Maak hom groot. Wees lief vir hom. Jy gaan wees vir hom 'n navolgingswaardige voorbeeld. En dis vir die Here.
Johan Petrus Pretorius, doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Bly Leon alleen slaap jy nou, al is jy rustig. Weet dat die Here self sy oog oor jou hou, terwyl jy slaap. Jy is deel van God se verbondsvolk nou. Mag sy liefde elke dag in jou lewenspad bestaan. Liewe gemeente, hierdie is klein Leon Pretorius. Hy is nou 'n gedoopte kind van die Here. Hy is deel van ons. Hy is een van ons. Kom ons stap die lewenspad saam met hom. Kom ons wees lief vir hom. Kom ons lei hom elke dag. Dan ook soos 'n gedoopte kind van die Here te lewe. Andries, hier is 'n geskenk wat God vir jou gegee het. Wees lief vir hom. Maak hom groot. Ek gaan wees vir hom navolgingswaardige voorbeeld. Wat kan vir die Here doen? Adrian Andries Jacobus Swart, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Ek welkom. Jy is nou 'n gedoopte kind van die Here. Hy het jou oneindig lief. Mag die Here elke dag by jou wees. Mag hy jou beskerm. Mag jy bewus wees van sy liefde elke dag. Liewe gemeente, hierdie is my Wilko Swart. Hy is nou ook 'n gedoopte kind van die Here, soos elkeen van ons. Kom ons as gemeente aanvaar hom, wees lief vir hom, en leer hom, ons kinders van die Here te kan word. Room, dis maar nie, Ronnie, dis maar nie, hierdie is 'n geskenk van die Here. Wees lief vir hom, maak hom groot. Julle as ouers, maar wees vir hom 'n navolgingswaardige voorbeeld. En vir die Here. Geliefde broers en susters, ons sing hulle dan 'n seënbede toe uit die 368. Testament en die Evangelie, soos wat Matteus dit vir ons weergee. Ons gaan dadelik Jesus se bergrede lees uit hoofstuk 6 van die Matteus Evangelie van vers 19 af tot by vers 24. Ek sou dit graag wou gehad het dat ons lees tot by vers 34, want die hele gedeelte vorm een perikoop wat handel oor die ware skatte. Maar ons gaan net van vers 19 tot by vers 24 lees.
Daar vertel Matteus vir ons die Here Jesus self gesê, moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak nie. Daar waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Daar waar mot en roes nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal ook jou hart wees. Die oog is die lamp van die liggaam. As jou oog suiwer is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog boos is, sal jou hele liggaam donker wees. As die lig in jou donker is, hoe groot is die duisternis nie? Niemand kan twee baas dien, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal aan die een loyaal wees en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien. Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Die Here Jesus sê ook dat van brood alleen sal 'n mens nie lewe nie, maar van elke uitspraak wat uit die mond van God kom. Christus, maandagoggend 5:00, spring ek wel in die kar en ons is op pad Magalies Park toe, want sy speel die Noordwes Golfkampioenskap in Magalies Park. Die vroege oggend is ons uit en so is dit 'n heerlike dag vir golf. Lekker bewolkte dag, maar tog 'n hoë immuniteit, maar die golf loop goed. En ek sien hier so op die 13de gaatjie, wel se petroltydjie begin raak op die weer. Nou Magalies Park is nie 'n maklike baan as jy 18 gaatjies te voet moet loop. So ek sien sy raak moeg en na die prysuitdeling is ons weer terug in die kar en die pad terug huis toe. Hier so 7 uur se kant, ek het aanvanklik gedink sy gaan waarskynlik maar in die slaap raak langs die pad, want sy lyk moeg, maar ons gesels en uiteindelik kom ons hier in Koster so 7 uur die aand en ek sien maar nou is die kar se petrol klop. Nou jy stop en 'n bietjie brandstof ingooi en ons stop so daar by 'n vulstasie en ek sê vir die petroldoggie maak vir my vol en hy sit so op die petrolpomp aan. En terwyl hy wag vir petrolpomp om die kar vol te maak, was hy die venster met hierdie ruitveers soos wat jy hier so in die prentjie sien.
Nou hou ek gebel dop, sê nie 'n woord nie. Maar nou sit sy, soos wat hy nou die venster was, gaan haar kop so saam met daardie ry vas. Lyk asof sy rommel dit so weer moet. Hier uit die bloute uit sê sy, dis so satisfying om dit te sien. As daar nie geld was hierdie my werk. En sê geliefde broers en susters, ek het hom net uitgebaas van die lag om te dink dat 'n kind dink nou aan sulke goed is dat as daar nie geld was, dan sê ek dit nou as 'n werk eendag gaan beoefen het om op petrol te wees. Maar nietemin, later toe dink ek daaraan en kom ek tot die besef dat almal van ons beoefen die een of ander beroep. En ons beoefen daardie beroep om 'n salaris te kry of om geld te verdien sodat ek in my basiese behoeftes kan voorsien. Sodat ek die pot aan die kook kan hou, sodat ek my lewensstandaard ten minste kan handhaaf. Sekere beroepe gaan ongelukkig nie my lewensstandaard kan handhaaf. So my lewensstandaard, sowel as my beroep, is ook gekoppel aan geld en wat ek verdien en die inkomste wat ek daaruit genereer. Maar gestel nou net vir 'n oomblik, daar was nie geld in die wêreld. Dink jouself vir 'n oomblik in 'n wêreld wat nooit geld gehad het. Dit steeds 'n werk en 'n beroep beoefen. Maar jy verdien nie 'n salaris vir daardie beroep nie. Want alles is gratis. Kos is gratis, klere is gratis, huise is gratis, motors is gratis. Jy het nie nodig om te werk vir geld of vir 'n salaris om die pot in die kook te hou. Die pot kook self. Die vraag waarby ek dan wil uitkom is, as daar nie geld was, sou jy nog steeds gedoen het vir vandag nie? Sou jy nog steeds die beroep beoefen wat jy vandag beoefen? Gestel ons het in 'n wêreld geleef wat nie geld gehad het. In so 'n wêreld sou 'n klomp goed nie meer bestaan nie. Soos dink maar byvoorbeeld aan iets soos diefstal. Hoekom sou jy net iemand anders se goed wil vat as jy in elk geval dieselfde goed kan kry? Dis verniet. Dink maar aan iets soos bedrog en korrupsie. Jy leef in 'n wêreld waar jy jouself nie kan verryk nie. Dit is nie nodig om iemand anders in te doen. Iets soos jaloesie en afguns sou nie meer bestaan het. Want as jy iets sien van iemand anders, dalk 'n mooi kat, vat vir jou dieselfde pad. As jy iemand anders 'n mooi huis sien, bang jy vir jou dieselfde huis. Dit is nie nodig om op iemand anders so jaloers te wees. Dit sou baie lekker gewees het om in so 'n wêreld te leef, maar ongelukkig leef ons in 'n wêreld waar daar geld is. En in so 'n wêreld waar daar nie geld is nie, sal jy waarskynlik dink ek 'n klompie nuwe probleme op die tafel kom. Maar vanoggend wil ek hê jy moet 'n bietjie saam met my dink. In hierdie wêreld waarin ons elke dag leef. Hierdie wêreld waar alles rondom geld is. Hierdie wêreld waarin alles rondom sosiale status draai. Waarin alles rondom die individu draai en die vooruitgang en die groei van die individu. Kom ons dink bietjie aan die wêreld waarin ons tans leef. Jy het ooit gedink dat die goed wat ons werklik nodig het. Nou praat ek nie van ons basiese behoeftes soos kos, klere en huise. Maar die ander goed wat ons werklik nodig het in hierdie wêreld waarin ons leef, is eintlik vernietig. Die werklike goed wat ons nodig het in ons lewens, kan geld nie koop. Dink maar vir 'n oomblik aan vriendelikheid. Dit kos jou nie 'n dooie sent om net vriendelik te wees. Om net vir iemand te sê goeiemôre. Dit kos jou nie 'n sent, dit gaan niks vir jou wegvat om bedagsaam iemand anders te help. In hierdie wêreld waarin ek elke dag leef. Hierdie wêreld waarin die meeste van die goedes wat draai rondom geld en finansies en ekonomiese fasette en dies meer. Dis in hierdie selfde wêreld
maar iets soos tyd, saam met jou geliefdes, dan moet jy sê te gaan kos. Afhangende wat jy saam met jou geliefdes wil doen, en hoeveel dit eintlik van jou tyd nog weer in beslag gaan neem, maar om net saam met jou mense, vir wie jy lief is, vir wie jy omgee, te wees. Kos jou nie 'n sent geld. Interessant genoeg, as ons daardie tyd saam met ons geliefdes verloor, dan al die geld in die wêreld terug. Sê geliefde broers en susters, iets soos geloof kos nie 'n sent geld. Om in God te glo, gaan niks van jou wegval. Om te glo in die Here is om in 'n verhouding met hom elke dag te leef. En daardie verhouding kos jou absoluut niks. God gaan nie 'n debietorder op jou bankrekening instel omdat jy in 'n verhouding met hom wil staan. Dit is gratis. En die ironie van die saak is, as ek glo in die Here en wanneer ek leef in 'n verhouding met God elke dag, dan beleef ek gemoedsrus. Dan ontvang ek gemoedsrus. Want dan weet ek, God sal altyd voorsien. God sal voorsien selfs in die dinge wat geld kos in die wêreld. En daardie basiese behoeftes wat ons nodig het. En dis wat Jesus dan ook verder uitbrei hier in sy bergrede. En ons het dit nou nie saam gelees nie, maar ek dink dit is 'n baie bekende gedeelte waar Jesus dan jy sê, hier's mense is bekommerd oor hierdie goed wat geld kos, soos kos. Hoekom bekommer julle oor kos? Kyk na die wilde vos. Hulle saai nie, hulle maai nie, hulle maak nie stiere en snore by mekaar nie. Die Here Hemelse Vader sorg vir hulle. Hoeveel te meer sal hy vir julle sorg? Hoeveel te meer sal hy nie aan julle voorsien wat julle nodig het? Dieselfde gedeelte praat Jesus dan ook oor kleed. Weet jy 'n basiese behoefte wat ons het, maar 'n basiese behoefte wat ons vandag geld kos. En dan sê die Here Jesus, hoekom bekommer julle klere? Kyk na die veldkleeds, kyk na die wilde blomme. Hulle maak nie klere nie. Maar julle Hemelse Vader sorg vir hulle. En dan beskryf hy dit so mooi om te sê, en selfs Salomo in al sy pragt was nie gekleed soos een van hulle. God sorg vir hulle beter as wat ons vir onsself kan sorg. En wanneer ek in 'n verhouding met die Here lewe, beleef ek daardie gemoedsrus. Maak nie saak wat gebeur, God sal voorsien. Wanneer ons in 'n verhouding met die Here lewe, dan kry jy daardie gevoel van veiligheid. Want ons glo, en die woord van God leer vir ons, dat God sal ons beskerm. As ons dink op Psalm 91, en God sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Jy sal oor leeu's en adders loop, leeu's en slange sal jy doodtrap. God beskerm ons. Ja, in die wêreld waarin ons leef, spandeer ons duisende rande om onsself te beveilig. En ek dink veral in 'n land soos Suid-Afrika is dit nog nodig. Hoor mooi. Ons kan die beste sekuriteitssisteem in die wêreld hê. En in Suid-Afrika het ons dit telke male gesien. Kwaaddoeners, misdadigers, kom in. Maar hulle sal nooit verby God. Wanneer ons in 'n verhouding met God lewe, dan verstaan ons ook dat in hierdie wêreld waarin ons leef, sal daar altyd uitdagings en probleme van tyd tot tyd krisisse in ons pad kom. Maar wanneer dit gebeur, en ek in 'n verhouding met die Here staan, hoef ek nie bekommerd te wees. Hoef ek nie bang te wees. Want ons weet, God lei ons deur die uitdagings. Dis die Here wat ons bemoedig wanneer probleme en krisisse ons lankloop. Dis God wat elke dag by ons is deur sy Gees. Selfs wanneer ons teleurgestel en hartseer is, dan vertroos God ons. Net broers en susters, om God jou God te maak, ons nie sien.
Om in 'n verhouding met die Here te staan, kan nie met geld gekoop word. Dit maak nie saak in watse wêreld jy ook al leef nie, 'n wêreld met geld of 'n wêreld sonder geld. Almal van ons het God in ons lewens. En God kan nie met geld gekoop word. En dan kom Jesus en hy beskryf dit eintlik so mooi in die gedeelte wat ons saam gelees het. Jesus sê dat al hierdie goed wat ek nou genoem het, is die skatte wat ons by mekaar het. Die skatte wat ons ontvang wanneer ons in 'n verhouding met God leef elke dag. Hy sê in vers 19 en 20, moenie vir julle skatte op aarde in mekaar maak nie. Daar waar mond en roes verniel, en waar diewe inbreek, steel. Maar maak vir julle skatte in die hemel by mekaar. Daar waar mond en roes nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek, en steel. Broers en susters, hierdie skatte het absoluut niks met geld te doen. Hierdie skatte is gemoedsaks, te alle tyd. Die goeie tye, maar veral ook die slegte, moeilike tye. Hierdie skatte is lewenssekerheid hier op aarde. Daardie sekerheid sê dat God is altyd daar. God help altyd. Hy lei ons altyd. Hy beskerm ons altyd. Die skatte wat ons met mekaar kan maak, is gewoon lewensvreugde. Selfs wanneer hierdie wêreld ons hartseer, teleurgesteld agterlaat, vang ons daardie skat, God ons vertroos, dat God ons weer bemoedig. En geld kan dit nie koop. En selfs al vat hulle alles wat jy besit, is hierdie die goed wat niemand ooit wil kan steel. Hoe maak ons hierdie skatte by mekaar? Die Here Jesus antwoord het. Deur in 'n verhouding met God te leef. Voortdurend aan hierdie verhouding met die Here te werk en seker te maak dat my verhouding met God groei, want dan raak die skatte, die hemelse skatkamer, daar ons weer. Ek werk in my verhouding deur voortdurend besig te wees, die woord van die Here. Voortdurend in gesprek te wees met God en my gebede. Dat groei hierdie verhouding binne die gemeenskap van gelowiges, binne die kerk van die Here. En dis daar waar ek opnuut weer my geloof versterk. Goeie broers en susters, dit sou dan nou net wonderlik gewees het as daar nie geld was. Maar ongelukkig leef ons nie in so 'n wêreld. Ongelukkig leef ons in 'n wêreld waar daar baie dinge en baie fasette van ons lewe rondom. Maar onthou, die dinge wat ons werklik nodig het in die lewe, kos nie geld. Hier vanoggend hoor ons, dit is elkeen van ons se keuse, of ons daardie goed gaan vat, of nie. Of ons hierdie skatte by die Here daar vir ons stel, ons eie. Sekerlik die grootste skat wat God vir ons gee, is die Heilige Gees. Want jy sien, almal van ons wat vandag hier sit, daardie sekerheid in hierdie skat, ek behoort aan die Here. Maak nie saak waar jy die lewe my ook al lei nie. Maak nie saak watter paaie ek ook al volg. God stap daardie paaie altyd saam met my. Want op grond van die dood is ek 'n kind van die Here. En niks, maar niks in hierdie wêreld sal ooit sy hand kan neem. Goeie broers en susters, die Here Jesus gee vir ons hierdie keuse. Jy kan dit alles joune. Vat, vriend, ons nie geld, maak dit jou eie. Jesus se keuse, stel hy dan hier in vers 24, julle kan nie God en mammon dien. Maar mammon was nie werklik 'n God in die volle sin van die woord nie. Jesus stel hom ook nie teenoor God as 'n ander godheid. Die Hebreëse woord mammon beteken letterlik geld. Die derde Hebreëus word die woord mammon eintlik vertaal as rykdom, aardse rykdom. Maar gedurende die middeleeue
het dit gebeur dat Mammon dan ook 'n persoonlikheid gekry het. Die kerk van Mammon 'n persoonlikheid gegee, deur dit te beskryf as 'n demoon van gierigheid of gulsigheid aan materiële dinge. Mammon verwys dan eintlik maar die wêreld waarop ons leef. Alles in hierdie wêreld wat ons met geld kan koop, is Mammon. En die keuse waarvoor Jesus Christus u en my vandag stel is, jy het die keuse wat se skatte jy bymekaar maak. Wil jy die wêreld se skatte bymekaar maak, dit wat geld kan koop. En jy kan baie van dit bymekaar maak. Maar dit gaan teen 'n baie duurder prys kom as geld. En daardie skatte kan van jou weggevat word deur ander mense. Daardie skatte kan jy verloor deur instansies. Daardie selfde skatte gaan nie vir altyd jou nie wees, want hulle bestaan vir altyd. Niks in hierdie wêreld hou vir ewig. Of jy kan die keuse maak vir die hemelse skatte aan gemoedsrus, lewensseker, lewensvreugde. Daardie sekerheid dat God jou God is en dat jy sy kind is. Watter skatte wil jy? Watter skatte is vandag vir jou belangrik? Amen. Liewe broers en susters, kom ons bid. Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die ganse skepping. Here, dit is in hierdie wêreld waarin ons leef, dat ons u en u alleen nodig het. Want Here, wanneer ons daagliks in afhanklikheid van u leef, dan maak die lewe vir ons sin. Wanneer die wêreld, die lewe dan met ons gebeur, en ons nie weet hoekom en waarom, dan het ons daardie sekerheid, u sal ons lei, u sal ons antwoord. Ons het daardie sekerheid, die vir ons gemoedsrus sal gee, in alle lewensomstandighede. Dankie Here vir u grootheid. Dankie Here vir u versorging, selfs in 'n materiële wêreld. Dankie Here, dat u genoeg moeite met elkeen van ons doen. Werklik dan ook ons behoeftes te voorsien. Ons van middele te voorsien, sodat ons behoeftes aangespreek word. Dankie Here, dat dit so baie keer so goed gaan met elkeen van ons. Maar Here, laat ons dit nooit vergeet, dat u bly ons God. Hier in ons harte, waar geld niks aan ons lewens en aan ons saligheid kan doen, laat ons tog onthou, dat u is die een wat ons nodig het. Ons vashou aan u, is al wat ons het. Lei ons Here, elke dag daardie keuse te maak. Daardie keuse om u en 'n verhouding met u eerste te stel in ons lewens. En laat ons op daardie wyse vir ons dan ook skatte bymekaar maak in u hemelse skatkamer. Lei ons Here met hierdie skatte en die verkryging van hierdie skatte om bekend te stel in die wêreld daar buite, wat soekend is en wat nooit versadig kan word in die materiële lewe. Here, ons kom bly by u om vergifnis van ons sonde. Bid, naam van Jesus Christus, hy wat ons kom leer, wat ons kom wys, hoe groot die liefde in elkeen van ons lewens is. Amen. Liewe broers en susters, as 'n slotsang sing ons Psalm 130, ons van daar die eerste, die tweede en die 5de vers, en ook 'n gebed wat ons kan sing, 'n gebed waarin ons vir die Here dankie sê. Dankie vir die dinge wat ons wel in ons lewens het. Wel, baie van die materiële dinge is leef ons maar in die materiële wêreld, en het ons dit ook nodig. Maar God voorsien nog steeds daar. Kom ons sing as 'n slotsang Psalm 130, eerste, tweede en 5de vers waar ons bly staan vir die uitspreking.
en susters, ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees en bly. Amen.